En so begin die nuwe jaar. En nog 'n jaar het ons, ontvang ons as 'n geskenk om nader aan ons koning te kom, om so te leef dat hy vereer word. Is dit nie net so 'n voorreg nie? Goeiemôre, my naam is Ina van Vuren en jy luister na Heuning en Granaat. Elke jaar, so in die begin van die jaar, dan wonder ons almal seker, ek doen, wat lê hierdie jaar voor? En party van ons het dalk 'n bietjie vrees vir die jaar, of baie vrees vir die jaar, omdat jy dalk nie goeie nuus gekry het vir jou gesondheid nie. Of jy weet nie hoe jy hierdie jaar gaan deurkom nie, want jy dalk verlede jaar jou laaste salaris gekry. Of dalk kyk ons na die nuus en na alles wat op sosiale media gedeel word en ons is benoud. Ons is benoud want ons weet nie wat voor lê nie. Ek wil vandag vir jou kom moet inpraat. Ek wil vandag vir jou kom sê, dieselfde God wat saam met die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, 40 jaar in die woestyn by hulle gewees het, saam met hulle die beloofde land ingegaan het, vandag nog by die volk Israel is. Of hulle hom dien of nie, hy is die getroue God. En ek en jy kan maar net vashou aan daardie getroue God. Hy is met ons. En ek wil die reeks oor die tabernakel afsluit met hierdie gedagte. Hy is Immanuel, God met ons. Abba, U het eeue gelede deur die mond van Jesaja 'n profesie kom gee van 'n seentjie wat gebore sou word en wat genoem sou word Immanuel. En dan in Matteus lees ons, maar hy is Immanuel, God met ons. En dan lees ons deur die 4 evangelies hoe Jesus hom elke keer kom voorstel as die seun van God, as Immanuel, as die seun van die mens. Al hierdie maniere wat hy homself aan ons kom openbaar vir wie hy is. Maar die mooiste daarvan is Immanuel, God met ons. Ons is nie alleen nie. U is met ons. Dankie daarvoor. Dankie dat ons aan die begin van hierdie jaar kan staan. En vir party van ons is dit 'n hoë berg. Party van ons is dit 'n baie plat woestyn. Vir party van ons is dit 'n klipprige pad. En vir party van ons is dit 'n diep, donker woud. En tog is daar 'n paadjie wat ons inlei. Dankie dat U saam met ons hierdie jaar instap, dat ons nie alleen is nie. Dat U Immanuel is. Ons loof U daarvoor. Amen. Welkom terug, ek is Ina van Vuren van Pure Pomegranate Ministry. Jy luister na Heuning en Granaat hier op Live FM. 100.6 in die Kos area, 98.1 in die Potchefstroom area en jy kan luister van oor die hele wêreld op Live FM.
Dis altyd 'n voorreg om saam met julle te kuier in die woord. Ons het die ou jaar klaargemaak met 'n reeks oor die tabernakel. Maar ons kan nie net aangaan as ons nie eers by die veroula stil staan, by die volle prentjie van die vervulling van die tabernakel nie. Moses gee vir ons in Exodus so vanaf 25 tot 40, gee vir ons hierdie pragtige prent, skildery, 'n skrifskildery van die tabernakel. En hy sê telkens, hulle het dit gedoen, gemaak, opgerig, presies soos Jahweh vir hulle gesê het. En dan in Exodus 40, as die tabernakel opgerig is, dan kom in die laaste vers daar, dan kom die teenwoordigheid van die allerheiligste, die allerheilige God. En hy kom rus op die allerheiligste. In 'n sigbare kolom van vuur in die dag en 'n wolk in die dag. Nie 'n oomblik kon die volk in die rigting van die tabernakel kyk en nie die teenwoordigheid van God daar beleef nie. Hy het vir hulle in Exodus vir Moses gesê, jy moet 'n tabernakel oprig, sodat die volk kan weet, ek is hier met julle, ek is by julle. En dan sien ons hoe hulle deur die woestyn trek, en as die wolk oplig, dan weet hulle, dis tyd om te trek, en as die wolk gaan rus, dan weet hulle, hier gaan ons 'n rukkie bly. Nooit ooit is hulle sonder hom nie. Geliefdes, ons kyk so baie keer terug na die Israeliete en dan dink ons, hoe kon julle weggedraai het na afgode toe? Hoe kon julle hom versaak het? Ons doen presies dieselfde. Van die wonderlike is, ons het nie 'n tabernakel wat sigbaar is nie, wat iewerste op 'n plek staan en ons moet 'n pelgrimstog aanpak om by hierdie tabernakel uit te kom. Nee, ons het 'n koning, die koning van die konings, Jesus Christus, Yeshua Mashiach, wat tussen ons kom woon het. En nou kan ons sê, dit was nou in die tyd van die Bybel. Maar nee, herhaaldelik kom sê hy vir ons, ek is in julle, ek is met julle. Ek is altyd by julle. In Johannes 15 kom openbaar hy homself as die ware wynstok. En hy sê daar, hy gee die mooi prentjie van ek in my en julle in my. En ek wil hê jy moet nou so 'n bietjie dink aan 'n druiwestok, waarvan die takke, die lote, uitgroei uit hierdie druiwestok uit. As een van die takke sou afgeskeur raak, gaan daardie tak mos nou verdor. So die lewenssap, kom ek noem dit nou maar die lewenssap van hierdie druiwestok, het nodig om in die tak in te gaan, sodat die tak kan leef. Dis mos wetenskap, dis mos so. Geliefde, maar die een is binne in die ander. Ons kan nie die een sonder die ander hê nie. En ek het van die begin van die reeks aan die tabernakel het ek gesê, ons gaan in Johannes kyk, hoe Jesus geopenbaar word as die vervulling van hierdie tabernakel. So ek en jy moet so 'n bietjie gaan kyk in Johannes 15. Wat sê hy vir ons? Wie is hy as hy homself openbaar as die ware wynstok? Ek vermoed julle het al duisende preke gekry oor die ware wynstok. Ek vermoed ek het self al op hierdie program gepraat oor die ware wynstok.
want dit was die heel eerste preek wat hy vir my gegee het om te gee. En ek sê altyd, ek dink dit is sy geliefkoeste gedeelte in die skrif, want male sonder taal, as ek vra, Abba, wat moet ek lees, dan stuur hy my na Johannes 15 toe. En terwyl ek nou praat oor Johannes, geliefde, wil jy nie in hierdie jaar 'n in diepte studie, doen dit sommer hierdie maand, vat elke dag 'n hoofstuk van Johannes, en werk deur dit, bestudeer dit, en gaan soek die ek is woorde van Jesus. Gaan soek waar hy homself openbaar as God met ons. Gaan soek daardie openbarings oor wie hy is as die vervulling van die tabernakel. Maar nou gaan jy vir my vra, wat het die tabernakel en die ware wynstok met mekaar te doen? En daarvoor gaan jy moet ingeskakel bly, want dit kom so 'n bietjie later. Maar kom ons kyk gou net eers weer eens na die ware wynstok. Die 2020 vertaling praat van die egte druiwestok. En dan sê hy, en my Vader is die landbouer. Hy sê, ek is die egte, die ware wynstok. In die Ou Testament word die volk Israel uitgebeeld as 'n wingerd. Klomp plekke, julle kan dit maar gaan kyk, oral oor sien ons waar die wingerd gebruik word om die beeld oor te dra van Israel. Selfs Jesus praat 'n paar keer van Israel as die wingerd. En dan sê hy mos, daar word ouens ook gekry om te gaan werk in die wingerd. En dis ek en jy wat moet gaan werk in die wingerd. Selfs Hooglied, wat die hart van die woord is, praat 'n paar plekke van die wingerd. En dit verteenwoordig dan nou die volk van Israel, maar dit verteenwoordig ook dit wat God kom doen in mense se lewens. Maar kom ons fokus op die oomblik dan nou net op die volk Israel. So Ou Testament is Israel is die volk wat die wingerd uitbeeld. En ek dink nou daaraan, daar's iewerste in ek dink Jesaja of Jeremia, kan julle gerus bietjie gaan kyk, is daar ek wil amper sê 'n aanklag teen hom, wat die profeet dan vir hom sê, maar u het toegelaat dat die mure afgebreek word. U het toegelaat dat die rowers, en ek parafraseer nou, maar dit kom daarop neer dat hy het toegelaat dat die mure platgeslaan is en die rowers het ingekom, hulle wat die wingerd kom verniel het. Jesus kom en hy kom sê, ek is die ware wingerdstok. En ek dink, daar's maar 1 of 2 of 3 versies in die Nuwe Testament, wat verder praat van die wingerd. Daar word van 2 wingerdstokke gepraat, en die een is die ware wingerdstok, en die ander een is die wingerdstok van die aarde. Jy sien, Vader se patroon in die Ou Testament was die wingerd, en as ek en jy nou weet hoe lyk 'n wingerd, dan is daar paaltjies wat geplant word, wat die wingerd moet regop hou, en wat almal in mekaar dan nou verbind, en waardeur die wingerd versterk word deur hierdie pale wat, as jy nou mooi na dit kyk, dan lyk dit amper soos iemand wat met sy arms omhoog staan in worship. Dis hoe 'n wingerd regop gehou word. En Vader wys my dat dit is hoe die Ou Testamentiese prentjie van die wingerd lyk, is al die riglyne wat hy vir hulle gegee het, wat die wingerd moet regop hou. Maar daardie wingerd het gekies om nie volgens sy weë te lewe nie. Hulle het ander afgode gehad en dit het sy wingerd afgebreek. Maar die prentjie in die Nuwe Testament is 'n totaal ander prentjie. En ek hoop jy begin nou al so 'n bietjie dink oor wat ek gesê het. Na die breek gaan ons bietjie kyk hoe lyk die Nuwe Testamentiese prentjie van die wingerd.
Welkom terug. Ek is Ina van Vuren van Pure Pomegranate Ministries en jy luister na Heuning en Granaat hier op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area en as jy gelukkig is om in 'n ander wêrelddeel te woon, livefm.co.za is jou keuse om in te skakel op hierdie wonderlike radiostasie. Ons praat oor die ware wingerdstok in Johannes 15 en hoe dit die tabernakel uitbeeld. Nou, ek glo jy wil vir my vra, hoe op aarde bring ons hierdie twee goed bymekaar? Jesus Christus het vir ons kom sê, hy is God met ons. En in die boek Johannes word hy kort aangedui as die openbaring van dit wat in die tabernakel is. Ons moet net weet hoe waarna om te kyk. So, as ek nou gaan kyk na Johannes 15, wat dan nou ook die prentjie is van die Nuwe Testamentiese beeld van die wingerd, hoe op aarde bring ek dit by die tabernakel uit? Jy gaan so 'n bietjie moet wag daarvoor. Goed so, kom ons kyk gou wat sê Johannes 15. Johannes 15, die heel bekende Johannes 15. Ek glo persoonlik, dit is Vader se mees geliefkoeste stukkie skrif, want elke keer vat hy my terug soontoe. Hy sê vir ons, Yeshua se woorde is, ek is die egte druiwestok. Hier is die 2020 vertaling, hoor hoe mooi sê hy, ek is die egte druiwestok. In die ander vertalings praat hy van die ware wingerdstok. Ek wil amper sê, hy sê hierso vir ons, ek is die enigste druiwestok. En my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Daardie gedeelte, elke loot aan my wat nie vrug dra nie, as jy na die Grieks gaan kyk, dan praat dit eintlik van hierdie loot wat nie vrug dra nie, wat onder, ek wil amper sê in die modder lê, word opgetel, skoongemaak en weer, ek wil amper sê ingevleg in die ander takke in. Die Griekse woord daar is ero, of ero, so, as jy afvoel, kan jy maar so 'n bietjie ero gaan eet, dit lig jou op, né? Grappie daai enetjie, maar dis wat dit beteken, hy word opgelig, so die loot wat nie vrug dra nie, word opgelig, die ander een wat wel vrug dra, word gesnoei, sodat dit meer vrug kan dra. En dan sê hy in vers 4, bly in my, soos ek en julle, net soos 'n loot nie uit sy eie vrug kan dra nie, as dit nie in die wingerdstok bly nie, so kan julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, en julle is die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Persoonlik dink ek, hierdie is die belangrikste skrif in die woord, sonder hom kan ons niks doen nie. Hy praat baie duidelik daarvan, julle bly in my en ek bly in julle. Dit is 'n wederwysige weergee van wie hy in ons is, sodat ons vir hom kan teruggee dit wat hy in ons is. As julle verstaan wat ek bedoel. Dis 'n beweging van lewe tussen my en hom, tussen hom en my. Ons in hom en hy in ons. Dit was vir hom so belangrik dat hy in Johannes 17 bid vir ons, vir elkeen van ons wat sy gelowiges is, sy kinders is. En hy bid vir ons dat ons in eenheid sal wees. Vers 22 is so kosbaar. Ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien,
die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die aarde lief gehad het. Vers 26. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Geliefdes, die Nuwe Testamentiese prentjie is nie 'n wingerd wat ry op ry staan nie. Dis een wingerdstok, een ware wingerdstok, en die lote wat om hom is, in hom is, en dan in mekaar begin ingroei. En jy kan nou vir my vra, wat op aarde het dit met die tabernakel te doen? Hierdie het my onderste gebo geblaas. Ek gaan soek op 'n dag die Hebreëse woord wat lote, as lote sou vertaal word. En die woord is mata, wat ook beteken tribe of stam, offspring of a nation. Soos wat die tabernakel in die middel gestaan het van die volk, al die tente van elke stam wat om die tabernakel gekamp het. Maar hulle moes toekyk na die tabernakel. Hulle kon nie aan die teenwoordigheid van God raak nie. Hulle kon net daarna kyk. Geliefdes, ek en jy het die ware wynstok binne in ons. Ons het Immanuel wat binne in ons leef. En al wat ons nou moet doen, is om in mekaar te begin ingroei, mekaar te begin ondersteun, mekaar te begin versterk, as 'n liggaam te begin beweeg. En dan moet ons vir mekaar sê, die liggaam is stikkend. Die takke sleep in die modder. Party takke is afgeskeer. Party takke dra nie vrug nie. Hoe leef ek en jy as die liggaam van die allerheilige God? Ons verniel mekaar met ons monde. Ons oordeel mekaar. In plaas van dat ons mekaar moet begin omarm. Het jy al gesien daardie groen rankies van 'n druiwestok, hoe hulle om mekaar groei? Dis wat ons moet doen. Ons moet mekaar begin omarm. Ons moet begin by mekaar inrank, sodat ons versterk kan word. Geliefde, hierdie jaar wat voorlê, het ons as gelowiges nodig om in mekaar in te groei meer en meer in hom te groei, versterk te word, sodat ons as 'n eenheid kan staan teen die duisternis wat toenemend oor hierdie aarde besig is om te beweeg. Ons gaan moet die takke wat in die grond sleep, begin optel met liefde, met aanvaarding. Wat gaan jy hierdie jaar doen om die eenheid van die liggaam te versterk? Wees wakker oor wat jy aanstuur. Besef dat dit kan skeuring bring. Kom ons laat toe dat die lewenssap van liefde, wat uit hom uitvloei, deur elkeen van ons vloei, na 'n stikkende wêreld. Kom ons gaan maak lote, wat kan ingeënt word in die ware wynstok. Mag 2026 vir jou 'n jaar wees van groot vrug, van veelvuldige vrug. Mag dit 'n jaar wees wat die ware wynstok tussen my en julle so
duidelik sal wees, dat die wêreld sy heerlikheid sal aanskou, omdat ons hom verhoog. Shalom, shalom. Mag dit vir jou 'n wonderlike 2026 wees.